Goeiemôre. Wat 'n wonderlike voorreg om weer op hierdie Saterdagoggend met u te kan praat. Dis vandag 24 Januarie 2026 en ek wil graag vir jou die volgende vraag vra. En uiteraard praat ek eers met myself. Is jy of ek dalk ook 'n Job? Job van oud soos in die Bybel na verwys. Jy sien, liewe mens, Job 7 vers 1 sê vir ons baie duidelik die volgende: het die mens nie 'n stryd op die aarde nie, en is hy daar nie soos die dae van 'n dagloner nie? Dan in vers 3, so het ek erfgenaam geword van maande van teleurstelling en is nagte van moeite vir my bestem. Nou, dit is nou baie interessant, as ons net die opskrif van daardie hoofstuk gaan lees, dan staan daar, die lewe is swaar, die van Job veral. Nou liewe mens, ek het nie nodig om vir jou te sê, dat jou en my lewe is nie elke dag maanskyn en rose nie. En dit is ook so dat ek nêrens in die Bybel lees, dat dit maklik sal gaan nie. Dat ons op 'n daaglikse basis uitdagings het, is 'n gegewe. Maar die wonder van alles is, ons koning is altyd daar. 24/7 soos die Engelsman sal sê. Hy sê vir ons in Hebreërs 13:9, hy sal ons nooit verlaat en ons nooit versaak nie. Ons koning is altyd daar. Hy is altyd beskikbaar. Die hulplyn na hom toe is altyd oop. Liewe mens, as ons terugkom na Job toe, hy het foute gemaak, bedoelende dat die Here het hom oorgegee in die hande van die Satan. Ons almal ken Job 1. Maar nooit het hy die Here te nagekom, of as ek dit so kan uitdruk, hy het hom nie gediskrediteer, as ek daardie woord mag gebruik. En die gevolg daarvan was, dat Job aan die einde van sy dae, was hy dubbel meer geseën, as wat hy aanvanklik gehad het. Ja, as ons mag net gaan lees, hoe sy kamele, hy beroof is van sy kamele, hoe hy beroof is van sy kleinvee, en toe eventueel, as ons Job 2 lees, dan sien ons dat selfs sy kinders, hy het 7 seuns en 3 dogters gehad, al 10 daardie kinders is op een slag, waar hulle in 'n huis gesit het en 'n sterk wind gekom het, en daardie huis net bloot op hulle ontplof het, is hulle oorlede. Ek kan my indink, dat dit nie maklik kan wees om 10 kinders op 'n slag te verloor nie. Job het dit nie maklik gehad nie, en soos ek reeds gesê het, nêrens in die Bybel lees ons, dat dit maklik sal gaan nie. Gee dit vir jou en vir my carte blanche, om ook nou maar daarop in sak en as te gaan sit? Nee, ek het reeds gesê, ons koning is altyd daar. Hy sal vir jou en vir my bewaar. Job se laaste dae, Job 42 vers 5 sê baie duidelik, van hoors het ek van u gehoor, maar nou het ek u met my oog gesien. Nou, dit is nie heeltemal korrek nie, want Johannes 1:18 sê baie duidelik vir ons, niemand het nog ooit vir God gesien nie. En as jy Job 40 vers 1 gaan lees, dan lees ons baie duidelik dat die Here het met hom uit 'n storm gepraat. Maar die feit van die saak is, Job het 'n noue verhouding met die Here gehad. En die Here het hom dubbel soveel meer geseën as wat hy aanvanklik gehad het, materialisties, as ek dit so kan uitdruk. Ons koning is altyd daar. Hy sal altyd jou hand vashou. Hy sal nooit, en dit bly jou en my keuse, hy sal nooit wegbeweeg as dit van jou afhang en van my afhang nie. Ons moet net sy aangesig gaan soek. Liewe mens, en dit bly 'n persoonlike keuse.
Ek en jy kan, ek wil jou bemoedig vanmôre. As dit dalk miskien 'n bietjie moeilik gaan met jou in die omstandighede, dan wil ek jou bemoedig om te volhard, om aan te hou, om aan te gaan, om op te staan en uit te reik na die koning van alle konings. Hy is altyd beskikbaar. Baie dankie dat jy vandag na my geluister het. Shalom.